Goeienaand, wat 'n voorreg om saam met jou te kuier op 'n Woensdag aand. En glo dat jy het alreeds 'n besonderse week al agter die rug en gisteraand nie uitgesaai nie, maar vanaand saam met jou en môre aand is ek in Frankfurt. Nou ja, kyk, tot en met Sondag. So ek kan môre aand tussen 8 en 9 is dit ouer gewoond ons gebedsversoeke. Stuur jou gebedsversoeke vir ons na die tyd op ons WhatsApp groep of selfs maar net per boodskap. Willie, lekker om vanaand jou te sien. Ek glo dat dit met jou goed gaan. En daar Barties ook. Skole het weer begin. Almal is weer lekker aan die gang. En dit is vir my baie lekker om in 'n besonder om vanaand, jy weet, saam met jou te kan kuier rondom die woord en vanaand vertrou ek ook die Here om werklik waar in hierdie volgende uur tot jou hart te spreek en dat jy vanaand ook jouself oopstel om in te neem wat God vir jou instoor het. Nou, hier by ons het dit lekker gereën vir die laaste 24 uur en die wêreld lyk somme, voel nie of die winter aanbreek nie. Is nog lekker nat en damme is mooi vol. Ek sien die Vaalrivier loop oor en maak my altyd so opgewonde om te sien hoe seisoene verander en wat ook wonderlik is om te sien hoe die Here mense se lewens verander, hoe mense terugkom na die Here toe en die Here aanneem en die Here begin volg. Onthou, my nommer verskyn op die WhatsApp groep en natuurlik ook op die TikTok groep. Jy is meer as welkom om daai nommer te vat en dan vir my 'n WhatsApp te stuur en te sê laai my op die groep as jy nie op die jy weet op die groepe is nie. Ja, met liefde laai ek jou op die groep en stuur vir die boodskappe en glo dat jy elke aand ook iets besonders, jy weet, ontvang uit die woord uit. En vanaand wil ek graag ook hierdie boodskap met jou deel en ek weet dat die Here werklik in 'n besonder ook by jou gaan kom stil staan en juis oor gebedsversoeke wat ons môre aand oor, jy weet, by die Here se voete gaan neerlê en vir mekaar gaan bid en die Here gaan vertrou vir deurbraak en vir 'n wonderwerk. Wil ek vanaand juis praat op dat God antwoord op die regte tyd jou en my gebede. Voor ons daar kom wil ek dit net onder jou aandag bring dat op my WhatsApp groepe en selfs op TikTok en ook op Facebook is daar natuurlik vals profiele en soos jy weet is daai vals profiele, jy weet, gebruik hulle my gesig by verskillende name, hulle gebruik my naam en my gesig en hulle stuur vir die mense, hoe hulle dit reg kry, gaan tot in my Messenger in en knoop 'n geselskap aan. Ek wil vanaand dit baie duidelik stel, ek sal nie vir jou 'n boodskap stuur oor enige geldmaak skema. Ek gaan nie vir jou 'n boodskap stuur uit my eie uit om met jou te wil gesels, om te wil hoor hoe gaan dit met Tanstini se liddoring nie en hoe gaan dit met iets nie. Ek sal dit nie doen nie. Ek maak nie kontak nie en ek vra ook nie geld op verskillende platforms nie en het ook geensins die behoefte om jou aan enige forex of aan enige bitcoin of aan enige iets, jy weet, voor te stel nie. Nou, vanaand is vir my baie lekker om saam met jou te kuier en ek vertrou die Here vir jou wonderwerk oomblik en deurbraak. Ek het konstant kry boodskappe van mense wat sê bid saam met my. En ek wil tog vir jou sê dat jou gebedsversoeke wat jy vir my aanstuur, hou ek baie privaat. Ek het gebedsgroepe, ek sit nie name daarop nie, waar ons sê bid vir hierdie behoefte en daai behoefte. Maar in 'n besonder elke gebedsversoek wat by my uitkom, bid ek voor. Dinsdag volgende week hier in Pretoria, hou ek hierso in die noorde van Pretoria 'n doopdiens. Ek doop mensies Dinsdag iewers. Dus as jy in die omgewing is en jy wil gedoop word, kom met my in kontak met liefde. En ons wil graag saam met jou hierdie pad stap om dat jy die Here volg deur die doopbad. Vir my is dit
'n besonderse aand om vanaand sommer net in gebed saam met jou stil te staan. En vanaand bid ek, Here, dat U hierdie man en hierdie vrou wat vanaand luister, sal ontvou met U liefde en ontvou hulle met U krag en met U sterkte. Dankie dat U woord sê, U helpende hand. Here, red ons uit. Dankie vanaand dat U ons omvou met liefde, dat U ons omvou met krag en met sterkte. Dankie vanaand dat U genade vir ons elkeen genoeg is. En vanaand, Here, erken ons dat baie dae en baie keer is ons moedeloos en is ons angstig, en dan verloor ons moed, ons verloor ons sterkte en ons krag. En vanaand is my gebed, Here, om by hierdie besonderse man en vrou stil te kom staan en hulle op te lig en toe te vou en te omhels met die krag en met die liefde. Here, dankie vir genade, dankie vir liefde, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Noem net aan jou, die 4de tot die 12de Junie om die draai, as jy nog nie jou kaartjie gekoop het om saam Israel te gaan nie, ek dink ons het so 'n paar plekkies oop. Ek het met Eldris verlede week laas gepraat, en die eerste groep is vol, maar ons het nog kaartjies vir dieselfde toer, jy weet, vir 'n tweede groep om saam te gaan. Kyk uit om dan die 14de en die 15de Junie, is ek ook in Brits, dit is Vadersdag, ek het die manne ontbyt, die 14de en die 15de Vadersdag diens, en dan volgende naweek, hierdie naweek is ek nou, jy weet, soos ek jou gesê het, nie tuis nie, maar ek dienste gaan aan, en ek is in Frankfurt, en dan volgende naweek is ek in Christiana. Goeie Vrydagoggend is ek in Christiana, en dan die aand, die sonnagoggend, het is 'n besonderse opstandingsdiens, en ek is opgewonde om saam met jou, jy weet, tyd in die teenwoordigheid van die Here te spandeer, as jy in Christiana en omgewing is. Nou vanaand praat ek met jou 'n bietjie oor 'n onderwerp wat ek weet ons baie keer in ons lewens moedeloos raak, maar dit voel vir ons of God nooit antwoord nie, en dat God nooit vir ons deurkom nie, en dat hy soms voel dit of hy ons nie hoor nie, en jy voel dalk vanaand in 'n mate, in 'n situasie, waar's die Here? Dikwels in getuienisse hoor ons of lees ons dat iemand sê, op die regte tyd het God geantwoord, of God het vir my deurgekom, God het vir ons deurgekom as 'n huisgesin, net toe die nood op sy ergste was, en toe dit die nodigste was. En vanaand sê hy vir my, ek het vanaand 'n dringende deurbraak wonderwerk oomblik nodig. Ten spyte van die aanhoor hiervan, dat jy hoor hoe mense kan getuig van, jy weet, God vir hulle deurkom en God vir hulle voorsien, ten spyte van die aanhoor hiervan, bevraagteken ons God en twyfel ons in God, of kanselleer ons selfs ons geloof met negatiewe woorde en gedagtes. Ek wil vir jou sê, wat vanaand luister of vandag luister, jou woorde dra krag. Dit wat jy uitspreek, bring lewe, dit kan dood bring, dit kan lewe bring, en ek en jy moet werklik waar in gedagte hou, dat die gees wat in ons is lewe, en dit moet ook so uitkom, en as jy die woord van God, jy weet, bestudeer en tyd met die Here spandeer, dan sal jy werklik waar, jy weet, sal dit ook oor jou lippe kom, en jy sal getuig van die heerlikheid van God, en baie keer is ons as kinders van die Here, jy weet, naby aan die Here, maar tog gebeur slegte goed met goeie mense, en dan voel ons baie keer of ons moet verloor, en moontlik het jy onlangs in 'n situasie gewees wat jou negatief gemaak het, en dalk is jy op hierdie stadium op 'n plek wat jy negatief is, en jy sê, hoe nou?
En ons kanselleer lewe, ons kanselleer krag deur verkeerde woorde te spreek. En ek wil jou uitdaag om waar jy is, jy met sekerheid op 'n plek te kan kom in jou lewe om ten spyte van 'n lewe te kan spreek en vanaand te kan sê, kyk na hierdie situasie, maar ek kies deurbraak, ek kies oorwinning, ek kies vrymaking, ek kies verlossing, ek kies genesing. In die Bybel sien ek dat 'n man gewag het voordat Jesus hom genees het. Baie bekende gedeelte in so 'n plek as ek in Israel is. So dit altyd 'n plek wat ek baie tyd by spandeer ook om dit van ek weet, jy weet elkeen het mos maar 'n sekere gedeelte in die woord wat jy voor lief is en in daai area by die bad van Bethesda het in my eie lewe baie betekenis. En elke keer as ek by daai bad kom stil staan, dan dink ek aan hierdie man. Jy weet, daai man was, in die Bybel sien ek dat hierdie man gewag het, dat Jesus hom genees. Jy weet, hy was vir baie jare, vir 38 jaar, luister nie 10 jaar nie, hy was vir 38 jaar, vir 38 jaar, het hy by die bad gelê, gewag vir 'n deurbraak, gewag vir genesing. En elke keer voor hy by die bad kom, of hy rol daarna toe en hy kruip, want die engel het die water geroer, dan het iemand anders in die bad ingespring en dat genesing plaasgevind. 'n ander man was wie as Johannes 9 gaan lees, vers 1, van sy geboorte af blind gewees. Jy weet, totdat Jesus by hom stil gestaan het en hom aangeraak het en hy weer kon sien. 'n vrou het vir 12 jaar aan bloedvloeiing gely voor sy genees is in Markus 5. En dan is daar hierdie man aan die kruis wat eers in sy sterwensuur van sy sonde verlos en vergewe was. En ek dink, jy weet, as jy dit gaan lees, jy kan gelees al in Lukas 23 vers 42 en 43, hoe groot God se genade is. Dit vra nie dat ek en jy moet speel met God se genade nie, dit vra dat ek en jy aandag sal gee op die uitroep van God se woord, op opdrag, dat ons lewens in reine sal kry. En ons sê so maklik, en jy sit dalk nou en jy sê, ek bid al vir jare, Stefan, of ek het die Here al vir hoe lank gevra, en ons raak ongeduldig en ja, ons gooi ons speelgoed uit die kot uit, want God voel ons beantwoord nie ons gebede nie. God doen nie onmiddellik wat ons gevra het nie. Dit terwyl God op die regte oomblik wag om jou en my, om ons te seën, op die perfekte moment wag om homself aan jou en aan my te kom openbaar. En mag hierdie ook in jou lewe aanbreek, dat jy in pas sal wees met God se woord. Ek wil jou uitdaag om die woord naby in jou hart te hou. Om nie net die woord, jy weet, te kan sê, daar's die woord nie, of ek het 'n Bybel nie. Maar dat hierdie woord leef in jou binneste, en jy weet hierdie rema woord, dat dit vir jou sal oopgaan, dat jy sal begin kom op 'n plek in jou lewe, om weer op die water te loop, weer op 'n plek te kan kom in jou lewe, om lewe te spreek, waar jy eens op 'n tyd dood gespreek het. Dalk sit jy vanaand met onvergewensgesindheid, mag God by jou kom stilstaan, en jou omvou met vrede, dat jy met wysheid
kan vryspreek. Weet jy, ek sê dit soveel keer, wie is ek om mense nie vry te spreek nie? As ek verwag, God met my vergewe, God met my vryspreek van ongeregtigheid en die lelik wat ek aangevang het in my lewe, hoeveel te meer word nie van, as ons dit van God vra, hoeveel te meer moet ek en jy nie vergifnis betoon aan 'n ander Boeta en aan 'n ander Susan nie. Ek wil vir jou sê, moenie uitstel nie. Ek wil vir jou sê, juis op hierdie pragtige mooi aand, om nie uit te stel om te sê dat ek maak 'n besluit. Ek kry hierdie fondasie in my geloofstruktuur weer in orde om lewe te spreek, om positief te kyk na my situasie. Jy weet, God doen nie onmiddellik wat ons hom vra nie. Dit terwyl God op die regte oomblik wag om ons te seën, op die perfekte moment wag om homself aan my te kom openbaar. En mag ons as huisgenote vanaand die perfekte oomblik in beweeg, wat God se tyd is die beste tyd. Ja, ek en jy bid en ons vra, Here, raak ons kinders aan, Here, raak ons besigheid aan, raak ons familie, ons gesin, ons maats aan. En dan môre, dan soos ongeduldig, want ons voel, die Here is 'n bietjie stadig. Dan vat ons dit weer uit sy hande uit. Dan wil ons dit herstruktureer en dan wil ons besluite neem. En dan mis ons dit. Waar ek en jy vanaand dalk moet kom, om te sê ek gee oor, en ek gee nie net oor deur my besluite nie, maar ek gee ook oor om te sê, Here, ek organiseer myself onder u krag, onder u wil, op u tyd. Kanse is dat God steeds besig is om in jou en in my lewe. En ek wil jy moet nou mooi hoor. Ek gaan nou vir jou sê, jou en my reënboog vir ons te verf. God is nog steeds besig in die heelal om te skep. God is nog steeds besig op sy tyd om te laat geskied hoe hy voel. Nee, ek nie. Het gaan nie oor my nie. En as ek en jy op 'n plek kan kom om te besef, it's all about God. As ek en jy besef hierdie wat ons het, is net genade. En jy sê jy bid al lank, jy vertrou God al jare, dalk in jou lewe vir 'n finansiële deurbraak. Ek wil vir jou sê, ek dink God is nog besig om te verf daarin. Hy werk nog aan jou wonderwerk, hy's besig met dit. Jy sê dat jy nie kan verstaan hoekom jy al vir soveel jare siek is nie. Hoekom God my nie genees nie. Ek dink, as ek terug kan kom, God is nog steeds besig om te verf van hierdie reënboog. En as ek sê reënboog, dan praat ek van dit wat hy vir jou en in my 'n lewe instoor het. God is nog steeds besig op sy tyd. God is nog steeds in beheer. Hou op murmureer, hou op links en regs kyk, hou op met 'n negatiewe verwagting te wag, maar wag met 'n stem, met 'n kreet wat God loof, met woorde wat God behaag, wat woorde is wat lewe spreek. Hy werk nog. God is besig aan jou wonderwerk. Jy sê jy stweel jare met depressie. Jy kan nie die rede vir jou bestaan verstaan nie. Ek dink God is besig om dit te verf. Hy werk nog aan hierdie wonderwerk. Jy sê dat jy al maande sonder werk sit. Werk in jou wonderwerk. Jy sê, Stef, ek bid al vir jare
vir my man, vir my vrou, of my kinders, om tot inkeer te kom, of dat daar verandering kan plaasvind. God is in die besigheid van genesing, hy is in die besigheid van voorsiening, hy is in die besigheid van aanraak. Ek dink God is besig om hierdie prentjie van jou en my in te kleer op sy tyd. Werk aan Stef se wonderwerk. Dit is nie klaar nie. Jesus is vanaand, hier waar ek en jy sit en luister, by God die Vader besig om vir jou en my in te tree. Hoe mooi is dit om vanaand te besef dat my verlosser is by sy pa besig om vir my in te tree. Tye wat ek dalk die toetse dop, tye dat ek en jy 'n handdoek ingooi, tye dat ons voel hoekom ons hierdie woestynpad stap. God is besig. Ons sien dit nie, maar God se tyd is die beste tyd. Ons quoteer dikwels Romeine 8 vers 28 wat lei dat alles ten goeie meewerk. En jy sê, Stef, hoe is dit moontlik dat ek dit bely, man? Ek sien dit nie. Maar Romeine 8 vers 28 is nie losstaande aan Romeine 8 vers 25 nie. Jy gaan lees vers 28 en gaan lees jy vers 25, want hy praat van geduld wanneer hy sê, maar as ons hoop in vers 25, wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Ek wil vir jou sê wat luister, dat daar weer by jou 'n plek sal aanbreek, 'n tyd sal aanbreek om te sê, ek volhard. Ek volhard. Hierdie man het vir 38 jaar, hierdie vrou het vir 12 jaar in bloedvloeiing gelei en uitgereik na God toe. Hierdie man was van sy geboorte af blind gewees. Ek dink nou ewe skielik aan daai man wat deur die dakpanne laat sak is deur sy vriende om by Jesus uit te kom. Daai volharding is wat ek dalk baie keer in my lewe mis. Ons is geneig in die samelewing in hierdie dag en uur om te kwit, om op te gee, om nie iets deur te werk nie, of om klaar te maak met iets nie. Ek wat lief is vir konstruksie, en baie huise en plekke gebou het, die wonderlikste is vir my, ja, jy spandeer baie tyd in die fondasie met voorbereiding en ewe skielik as die vloere geles, die mure gaan vinnig op en dan daai final touches, die teelwerk, die verwerk, die kroonlyste, die beligting, die afwerking in die badkamers, die installering van glas, die installering van sekere kassies. Daai afwerking vat tyd. En dit vra dat jy tot die einde, nie net as die huis klaar gebou is te kan sê, hier's nou 'n dak op, nou is ek klaar nie. Nee, dis daai fynere detail. Ek dink baie keer is ons geneig om te vergeet dat God nog steeds besig is. Ek wil jou herinner vanaand dat jy net moet stil word en besef en te sê, Here, U is tans besig met my storm. U is tans besig met my besigheid. U is tans besig met my verhouding, met my huwelik. En vanaand organiseer ek onder U groot en magtige en kragtige hand. En ek gaan nie weer wil inmeng in hierdie besigheid van U nie. Ek gaan nie weer wil inmeng om dit uit U hande uit te vat nie, maar ek gaan voorwaar van nou af lewe spreek van my kant af en ek gaan Openbaring 3 wil ek jou herinner wat hy sê, was jy maar warm of koud, maar nou is jy lou. Pas op dat jy nie te lou raak en dit mis nie. Die Here wil vir jou en my sê, hou vas, hou goeie moed. Maar as ons hoop, sê in vers 25 in hoofstuk 8 in Romeine, maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Ek sien dit nog nie, jy sien dit nog nie, maar hou vas in volharding vanaand. Ek wil jou uitdaag vanaand om met volharding vanaand vas te hou, dit nie te mis nie.
Vashou, volharding beteken, al gee ander op. Het Job vasgehou. Al het ander uitsprake gemaak wat moontlik jou kan uit jou baan vat en jou negatief en mismoedig maak, want baie keer is hulle wat om ons is, geneig om ons, maar negatief, jy weet, te kan beïnvloed. Ek het jou vanaand van die begin af, jy weet, tog gesê dat om lewe te spreek, vra ook om vas te hou. Vas te hou wanneer ander mense handdoek ingooi, ander mense klaarmaak. Nee, ek maak nie klaar nie. Ek begin nou eers. Ander sê, Stef, jy hoor verkeerd. Hoe kan jy vashou in die storms en niks verander nie? Ek hou vas want ek het 'n woord. Want God is nog besig, God lewe. Ek wil jou herinner in jou besigheid, in jou finansies, in jou siektetoestand, in jou huwelik, in jou verhouding, God is besig. Baie keer is ek nie moeg. Jakobus 5 vers 7 en 8 spreek van Jesus se terugkoms. Maar dit kan ook toegepas word op ons en my en jou se gebedslewe en ons geloofslewe. Dat ek en jy weer ons geloof sal bou. Dalk het jy seer gekry omdat jy op mense vertrou het. Moontlik omdat jy jou hoop in mense geplaas het. Wanneer dit sê, wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Hoor wat sê hy? Wees dan geduldig, broeders. Hy sê dan, Stef, dit het tyd geword, dat jy rustig raak en geduldig wag, op die wederkoms van die Here. Hy sê, kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reëns ontvang het. Hy wag geduldig. En vanaand wil ek kom om te sê, Here, ek organiseer my onder u groot en magtige hand, maar ek wag vir daai vroeë en laat reëns. Geduldig. Ek volhard. Wanneer ander opgee, ek gee nie op nie. En dan gaan hy verder, hy sê, julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Versterk julle harte. Sê dit ook dat ons eintlik geduldig moet wag totdat Jesus kom om ons gebede te beantwoord. Die bad van Bethesda, is hierdie mense so selfgesentreerd gewees op die bad, op die engel om die water te roer, daai ritueel van wanneer die water op 'n sekere tyd geroer word, om dan in daai water in te gaan om genesing te ontvang. En juis in die feestyd is Jesus in die ou stad. Juis in daai tyd kom Jesus op en hy stap by die bad van Bethesda. En raai wat? Hulle is so gefokus op die natuurlike. Hulle is so gefokus op die ritueel dat hulle die Messias, die verlosser, nie eers raak sien nie. Dalk het ek en jy as gevolg van storms, as gevolg van seer, as gevolg van woorde, dalk het ons as gevolg van 'n baie slegte tydperk wat ons deurgegaan het, ons oë verwyder van God af. Dalk het jy seer gekry en jy het jou oë van God afgehaal en jy mis dit. Dalk is ons so besig op 'n natuurlike manier van hoe altyd
alles gedoen word, dat ons vergeet dat God werk op sy manier. Kom ek en jy kom weg van godsdiens. Ek sê altyd, there's a difference between religion and relationship. Tussen godsdiens en verhouding. Kom ek en jy staan in verhouding. Kom ek en jy kom in 'n persoonlike lewenswandel en in 'n geloofslewe wat sê ek is uitverkoop. Ek gee alles oor. Psalm 27 vers 14 sê, wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Dan sluit hy af in daai gedeelte in vers 14. Ja, wag op die Here. Wag op die Here. God se tyd, Boeta, sy regte tyd. Sissa, jy wat vanaand op die punt is, vermoedeloos van 'n ineenstorting, van angs en vrees. God kom deur op die regte tyd. Maar dit vra dalk vanaand dat ek my pas moet verander. Dit vra dalk dat ek my siening moet verander. Dit vra dalk dat ek my geloofsraamwerk wat ek om 'n kerk gebou het, daai mure sal afbreek om in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus te kom staan. Dit vra vanaand dat ek my hoop van mense, my hoop van my partner afhaal en my hoop op God plaas. I trust you, O God. In my geloofslewe by uitstek vertrou ek God vir alles. Vir my kinders vra ek God. Vir my menswees, Here, ek wil dit nie mis. Ek wil nie my pas, my idee, my vorming wat ek het van 'n raamwerk van hoe U moet werk. Ek wil dit afbreek. Ek wil jy moet vanaand vir jouself sê, ek breek hierdie skanse af. Ek breek hierdie mure af. En ek kom staan weer rou voor U, o Here God. Rou dat U besig kan raak waar ek vir baie lank U uitgestoot het. U laat wag het. God wou al lankal, maar ek was so besig in my eie krag. En daarom herinner ek my aan Matteus 6 wat hy sê, soek eers die koninkryk. En al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Wil jy nie vanaand daar waar jy is soos hierdie man, die man wat vir 38 jaar daar gelê het naderhand in gemak geval. Gemak moontlik omdat ander hom jammer gekry het met sy gebrek en vir hom maar gesorg het. Om daar kom neersit by die bad in die oggend en hom weer in die aand kom haal. Vir 38 jaar het dit 'n ritueel gewees. En toe die Here hom vra, was sy geloof maar nie op God nie. Sy geloof was op 'n engel. Was op 'n jy weet 'n natuurlike riem gefokus. So gefokus op dit dat hy Jesus nie eens kon raak sien. En Jesus sê, neem op jou bed, staan op, jy's gesond. Staan op. Ja, maar ek wag al vir 38 jaar. Klink na hierdie verskonings wat ek het baie keer. Jy het baie keer. Kom ek nie erken het vanaand. En die wonderlike is dat die Messias is 'n genadiglike Here. Ek het dit die naweek gesê, hy is 'n God van 'n tweede en 'n derde kans. Hy is 'n God van genade, is 'n God van liefde. Kom ek en jy kies lewe. Kom ons kies die oorwinning, kom ons kies die deurbraak. Dink aan hierdie vrou
Sy moes vaal gewees het. Sy het nie bloedvloeiing gehad soos ander vrouens, 1 keer 'n maand nie. Sy het dit vir 12 jaar gehad, die woord sê. Sy het naderhand broke gewees. Sy was broken in her finances. Want sy het alles uitgegee aan dokters vir hulp. En sy hoor iewerste oor die radio of iewerste oor die TV, Jesus is in haar area. Ag, dis maar net Opinie 3 vers 16 of die Pieterse vertaling. Ek skryf maar, partykeer kleer ek hierdie prentjie vir my so in. Maar sy hoor Jesus is daar. En sy maak 'n keuse. 'n Keuse wat 'n besluit is dat ek het alles gehoop. Ek het alles ingesit op dokters en op medisyne en op pille. Ek kan niks meer verloor nie. Ek het eintlik niks meer oor nie. So wat ek gaan doen is, as hy hier verbykom, gaan ek by hom uitkom. Die mooi is in die gedeelte wat ek lees is dat sy het deur die skare gedring en sy het so deurgedruk. In Markus sien ek hoe sy in vers 25, Markus 5:25, hoe sy net aan sy kleed gevat het. Hierdie man wat aan die kruishout gehang het, het die Here nie eers gesê, o, jy moet nou eers jou belydenis van geloof af lê, om jou wynlisensie te kan kry nie. O, jy moet nou eers die kursus doen en daai kursus doen. Nee, hy sê, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Hy het sy sonde bely en God het hom skoon gewas in 1 oomblik. Op die regte tyd het God geantwoord. Op die regte tyd het die wonderwerk plaasgevind. En toe sy aan sy kleed vat, draai hy om en hy sê, wie het aan my gevat? Want ek het my krag voel uit my gaan. Sy is onmiddellik genees. Jou geloof het jou gered. Wil jy nie vanaand saam met my weer by 'n plek kom om te sê, ek kies U oor en oor en oor. Ek kies lewe. Ek kies om U genade aan vas te hou. Hierdie gedeelte wat ek vir jou gelees het, is vir my so mooi in die woord wat hy sê, hy laat alles ten goeie meewerk. Selfs in die lelik, selfs in die seer, in my lewe het ek God gevind. Selfs in die stikke vind ons God. Selfs in aande soos hierdie, wat ek niks word nie, wat ek op my laagste is die beste plek om te wees, is om te sê, I surrender all to Thee, my Savior God. Wanneer ek niks word en God weer alles word. Wanneer ek alles probeer het in die lewe, en dalk vanaand is 'n man weer op 'n plek moet kom om te sê, ek maak klaar. Ek vertrou U. As vrou vanaand sit jy dalk in 'n huis aan 'n pot aan die kook moet hou, as alleen ma, kinders op skool, en dit is die uitgawe, daai uitgawe. Ek wil jou uitdaag vanaand, om te sê, ek maak klaar, en ek gee dit vir U. Maar hy sê in Romeine 8, en ek sluit hiermee af in vers 25, maar, as ons hoop, wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop, met volharding. Wat ek vir jou gelees het, so 'n paar minute terug, Psalm 27, sê dit so mooi in vers 14, wag op die Here, wees sterk, en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Vanaand, Here, is hier 'n Boeta en 'n Sissa wat saam met my luister, en ons kom word stil voor U aangesig, en ons sê, Here, ek wag op U. Dankie vir U sterkte, dankie vir U wonderwerk,
Ek loof en ek eer U alreeds saam met hierdie man en vrou vir hom en haar wonderwerk, vir daai deurbraak oomblik. Here, hy en sy wat moeg is, wat wag al verlang, dat hulle sal sterk staan, dat hulle sal volhard. Ek bid vir jou vir deurbraak, voorsiening en genesing. Vir 'n hart wat gebreek is, vir 'n hart wat stikkend is, om vanaand heel te word. Here, dankie vir 'n woord wat kragtig is. Dankie vir 'n woord wat nooit teleurstel nie. Dankie dat ek vanaand saam met hierdie Boeta en Sissa kan uitreik. Net soos 'n Job wat op hy sak en as was. Toe baie opgegee het op hom. Here, het hy vasgehou aan U. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir sy wonderwerk en haar wonderwerk, wat U tans mee besig is. In Jesus se naam. Lekker gewees om saam jou te kuier en Here jou seën ryklik en mag jy 'n soete nagrus geniet en mag vanaand die begeertes van jou hart, die beloftes wat ver is tot jy weet naby kom en jy dit begin sien en ervaar. Lekker gewees om saam met jou te kuier vanaand en weer eens ek plaas hierdie boodskappe binnekort op my platforms waar jy weer daarna kan gaan luister. Goedheid en guns. Sien jou môre aand in Frankfurt. God bless.